Dieselfde uitgebakte storie dag na dag. Julle, die digitale bemarkers stories is almal dieselfde en hulle doen 'n hot sell. En ek wil net 'n paar tips gee as 'n digitale bemarker. Jy gaan moet begin fokus op jou kliënt, op jou kliënt se burning points, op jou kliënt se behoeftes, op jou kliënt se tekortkominge wat hulle wakker hou in die nag, en dan moet jy vir hulle 'n oplossing bied. Jy moet hoop vir hulle bring. Jy moet vir hulle kan wys hoe dit voel om te kan verdien in dollar, 'n 100% profit te maak. En in die proses, hulle knowledge en hulle skills te kan verbeter, want ouens, jy kan nie kennis en skills van iemand wegvat nie. Daai bly vir altyd joune. En dit is die belangrike deel. Almal vertel van hulle storieetjie, maar voordat hulle by hulle storieetjie uitkom, begin hulle al verkoop. Dis nie reg om nie. Dit moet die ander kant om wees. Jy verkoop 'n oplossing. Jy verkoop peace of mind, geluk. Jy verkoop en help iemand wat vandag dalk sit in sak en as, want hulle weet nie hoe om hulle probleme op te los nie, hoe om hulle finansiële onstabiliteit meer stabiel te maak nie, hoe om meer tyd terug te wen met hulle families, want wat is die default setting? My salaris is nie genoeg nie, so wat doen jy? Jy gaan kry nog 'n werkie, en jy werk jouself letterlik oor 'n mik, jou moeg is moeg. As digitale bemarkers is ons eintlik daai mense wat hoop bring, daai mense wat oplossings bied, daai mense wat support, wat help dat ander mense, hulle lewenskwaliteit, hulle situasie met hulle familie en vriende, hulle absolute menswees kan verbeter, en dat hulle ook in die aand rustig kan slaap. So ja, as jy weer post as 'n digitale bemarker, fokus op die individu aan die ander kant. Fokus op hulle behoefte. Fokus op wat hulle nodig het om te hoor. Want ons almal het ons storie. Ja, ek het 6 maande terug my online besigheid begin, maar my storie is ook anders. En ja, ek moes my kar verloor. En ja, ek kon vir baie lank nie my uitgawes eers betaal nie. En dis kom ek besluit het om digitale bemarking te doen en nog 'n passiewe inkomste te kry, wat vir my in die agtergrond werk. Onthou, jy is iemand se hoop. You're selling hope to others. Hoop in vandag se tyd, waar dit swaar gaan met baie mense, is so belangrik. Onthou dit as jy daai volgende video post.